Mm. Oeh. Ja. Vra jou vraag koffiebekers is nou beskikbaar. Klik op die skakel in die eerste kommentaar van hierdie video. Ons eerste vraag vandag kom van 'n kommentaar op YouTube af. Hierdie vraag sê: "Het julle 'n vliegveld? Dan kan ons sommer vinnig kom kuier." Ja, Orania het inderdaad 'n vliegveld. Dit is geleë so wat 3800 voet bo seespieël en het 'n grondbaan met 'n lengte van ongeveer 1.2 km en 'n breedte van 30 meter. Die landingsrigtings is 02/20, wat beteken jy kan van twee verskillende kante af opstyg en land, afhangend van die windrigting. Ons vliegveld is ook in die proses om opgegradeer te word. Buiten vir die opgradering van die basiese infrastruktuur, sal die huidige grondbaan ook mettertyd verbeter word vir beter veiligheid en om meer vliegtye te kan akkommodeer. En ja, brandstof is in Orania beskikbaar. So dit beteken dat jy sommer hier op Orania jou vliegding kan volmaak. Wat veral uniek is dat die ontwikkeling van die vliegveld ondersteun word deur 'n vliegparkprojek. Die Orania Vliegparkvereniging verkoop erwe rondom die vliegveld. Daardeur word die vliegveld befonds en terselfdertyd word 'n gemeenskap van mense wat direk naby die vliegveld wil woon en aktief aan lugvaart wil deelneem, gevestig. Hierdie erwe is spesifiek vir vliegtuigloodse of hangars, maar as jy hier koop, dan kan jy langs jou loods vir jou huis ook opsit. Orania se vliegveld is 'n tipiese voorbeeld van hoe dinge in Orania gebeur. En dit is te sê dat as iemand nie sy moue oprol en die werk begin doen nie, dan gaan dit nooit gebeur nie. Daarom is Oraniërs baie dankbaar vir die Orania Vliegparkvereniging, wat hom toespits op die bevordering van lugvaart en wat verseker dat daar werklike toewyding is om vliegaktiwiteite in Orania te bevorder en ontwikkel. So ja, as jy hier wil kom kuier en jy het 'n vliegtuig tot jou beskikking, is jy meer as welkom om neer te stryk op Orania se landingsbaan. Stuur gerus vir ons 'n e-pos as jy meer inligting nodig het. Nou ons droom van 'n eie Orania lughawe, maar ons weet dat dit nog baie jare en nog baie bou gaan neem. Vra jouself af, op watter manier kan jy nou al reeds kom help? Gretchen van der Lyk, verskoon as ek nie jou naam reg uitspreek nie, uit die Verenigde State, vra wat is die plan vir wanneer Orania se huurkontrak verstryk? Sodra Orania se huurkontrak verstryk, kan ons miskien opgradeer en 'n ander klein dorpie huur. Miskien een nader aan die see. Weet enigiemand van oulike dorpies te huur aan die kus? Of in die Bosveld miskien? Nee, ek grap somme. Dit is 'n totale wanpersepsie dat Orania op 'n soort van 'n huurkontrak funksioneer. Die gemeenskap van Orania het die grond waarop dit gebou is wettig aangekoop. Daar is dus geen huurkontrak wat kan verstryk nie. Van die begin af is Orania gebou op 'n model van selfstandige en volhoubare ontwikkeling. Die grond is stuk vir stuk aangekoop en ontwikkel deur gemeenskapslede, entrepreneurs en instellings wat almal dieselfde waardes deel. Hierdie benadering het Orania in staat gestel om sonder staatssubsidies of eksterne beheer te groei en al hoe meer onafhanklik te funksioneer. Elke sentimeter van Orania se ontwikkeling het dus plaasgevind op grond wat ons self besit en nie hier nie. Daar is ook 'n konstante proses van uitbreiding en ontwikkeling waar meer grond deur die jare bygekoop is. So groei ons teen ons eie pas, maar ons groei konstant, wat taamlik uniek is binne Suid-Afrika se konteks. So, daar is geen verstrykingsdatum en geen huurkontrak. Net 'n gemeenskap wat doelbewus gekies het om sy eie pad te stap. Dit self te befonds, bou en beskerm. Hier's 'n vraag van Willie uit Welkom. Ek wil graag weet of dit moontlik is om in Orania 'n publiek verhandelde maatskappy te begin. Nou Willie, ek is nie 100% seker of ek jou vraag reg verstaan nie, maar ek neem aan dat jy wil weet of dit moontlik is om 'n Orania maatskappy op die Johannesburgse effektebeurs, beter bekend as die JSE, te registreer. Nou dit is 'n baie teoretiese vraag en daarom ook die volgende baie teoretiese antwoord. In teorie, ja, natuurlik is dit moontlik. In werklikheid het niemand dit al ooit probeer nie, so ek weet nie.
Daar is streng reëls, regulasies en vereistes waaraan voldoen moet word om 'n maatskappy op die JSE te registreer. Dit is geensins 'n eenvoudige proses nie. Trouwens, slegs van die grootste en mees gevestigde maatskappye in Suid-Afrika slaag daaraan om aan hierdie vereistes te voldoen en genoteer te word. Orania het egter ook sy eie vereistes. Byvoorbeeld, elke direkteur van so 'n maatskappy sal verblyfreg in Orania moet hê. Dit beteken hulle moet deel wees van hierdie gemeenskap en Orania se waardes onderskryf. Ons werk ook met die beginsel van eie arbeid. Ons gebruik ons eie mense om te werk in Orania. Ons bou 'n tuiste vir Afrikaners, deur Afrikaners. Die instellings en ondernemings van Orania neem hierdie beginsel baie ernstig op. Aan die ander kant is daar ook 'n bepaalde risiko om 'n besigheid te noteer. Tegnies gesproke, as iemand buite Orania die meerderheid aandele van so 'n maatskappy sou opkoop, dan sou hulle 'n direkte invloed op hierdie Orania instelling hê. Dit sou dus nie strook met Orania se eie instellingsbeginsel nie. Nou dit is 'n interessante vraag wat jy vra en nie een wat noodwendig 'n direkte antwoord het nie. Dit sal veel eerder 'n paar regsgeleerdes en ekonome vat om hierdie tendens ten volle te ondersoek voordat daar 'n definitiewe ja of nee geantwoord kan word. In kort, Orania is oop vir sake en geleenthede, maar dit moet geskied binne 'n raamwerk wat ons selfbeskikking en kulturele regte beskerm. Dit beteken jy kan 'n maatskappy begin, selfs met aandelehouding, maar jy moet deel wees van die Orania projek en gemeenskap. Jammer dat ek jou hier stop, maar as jy hou van wat jy sien, klik op subscribe. Klik op die duimpie, los 'n kommentaar. Dit help werklik meer as wat jy dink. Goed, lekker kyk. Michelle McCabe uit Centurion. Bestaan daar microvlak reëls of bouregulasies in die Orania gemeenskap? Beslis. Soos in enige ander georganiseerde dorp is daar in Orania ook bouregulasies. Bouregulasies in Orania het die fokus op veiligheid, estetika en samelewingservaring. Wanneer iemand wil bou, moet hulle eers deur 'n goedkeuringsproses gaan. Dit sluit in zonering, uitleg en algemene integrasie met die dorp se estetika. Daar is ook 'n grondterminaal, 'n gemeenskapsinstelling wat planne evalueer en zonering bepaal. 'n Goeie voorbeeld is die vereiste vir 'n sertifikaat van voldoening vir elektriese installasies. So verseker ons dat ons huise nie net mooi lyk nie, maar ook veilig is vir die mense wat daarin gaan woon. Dieselfde geld ook vir ander aspekte, soos strukturele stabiliteit en energiedoeltreffendheid. Die doel is nie om ontwikkeling te beperk nie, maar om 'n dorp te bou waar mense veilig en gemaklik kan woon. Ons bou volhoubaar aan Orania en volhoubaarheid strek selfs tot op die mikrovlak. Die dorp waar ons in 1991 gevestig het, lyk vandag glad nie meer dieselfde nie. Met strategiese beplanning, volhoubare uitvoering en bekwame arbeid het Orania ontwikkel tot 'n spogdorp hier in Suid-Afrika. Ons laaste vraag vir vandag is 'n Engelse vraag en dit kom ook uit ons YouTube kommentare uit. Onthou as jy 'n vraag het, stuur hom sommer nou in die kommentareboxie. Hierdie persoon vra, does Orania have public transport? Ja, Orania het openbare vervoer. En nee, dit beteken nie Orania het taksies wat in ons strate op en af jaag nie. Ons publieke vervoer is 'n plaaslik ontwikkelde privaat inisiatief wat beide innoverend en doeltreffend is. Die vervoerstelsel is begin deur Jannie Roux, nogal een van die Orania beweging se stigterslede. Hy wou graag 'n bekostigbare manier skep vir mense om in die dorp rond te beweeg. En dit het gewerk. Dit het begin met elektriese karretjies wat deur sonkrag gelaai kan word, wat in Orania verkoop en verhuur word. In 2024 is 2 oulike Orania bussies aangeskaf wat nou van busstop tot busstop passasiers kan karwei. Onlangs is daar al selfs 'n 3de bussie gekoop. Die koste beloop net 10 euro per rit en dit neem jou na enige plek binne die dorp. Hierdie bussies word selfs per geleentheid gebruik om mense na kerk of konserte of ander geleenthede aan te ry. Wat hierdie stelsel nog meer indrukwekkend maak, is dat die sagte ware toepassing wat vir hierdie publieke vervoer gebruik word, in Orania self deur 'n plaaslike programmeerder ontwikkel is. Weereens daardie manier van dinge doen in Orania. Daar is nie gewag dat iets moet gebeur nie. Moue is opgerol en dit is gedoen. Nou hierdie inisiatief is 'n goeie voorbeeld van hoe Orania se vrye mark soms sy eie behoeftes nakom. Daar was 'n behoefte aan publieke vervoer in Orania. Danksy die entrepreneuriese vaardighede van een van ons eie, hoef mense nie meer op koue wintersoggend werk toe te stap nie, maar kan nou vir net 10 euro op die bussie ry en sommer lekker radio Orania luister terwyl hulle daar is. Koffie smaak sommer lekkerder uit 'n Fraai ou vraagbeker.
Onthou om jou beker te bestel, volg die skakel in die eerste kommentaar onderaan hierdie video. En as jy enige vrae het oor Orania, stuur dit gerus na ons en miskien antwoord ons jou vraag op die volgende episode van Vra jou vraag. Tot dan.